Onse wonderlike Here Jesus. Het is goed om in U huis te wees. Want Here, U is hier. En U kan nie wag om U kinders vas te hou, te omvou en nuwe lewe te skenk vandag nie. Ons wil vra dat U asseblief in ons midde teenwoordig sal wees, tot diep in elkeen van ons harte sal inkom en ons weer eens skoon en nuut sal maak tot U eer. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Goeiemôre aan elkeen. Vanoggend met die voorprogram, manna en alles, sê ek vir myself, joh, die Here moet asseblief net nie in die winter en vroeg kom nie. Want dan gaan hy die meeste adventiste mis. Maar ons is bly U dan so 'n bietjie aangegroei en is hier. En dat U ook gekies het om vandag hier te wees. Mag die Here U seën en in besonderse wyse vashou. Vir ons skriflesing, nooi ek jou om saam met te blaai na die Evangelie van Matteus, Matteus 12, en ons lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 13. Dit gaan oor die gelykenis van die bruilof. En dit sê, ek lees vir jou die 53 vertaling. En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n koning wat 'n bruilof vir sy seun berei het. Let wel, die koninkryk van die hemel is soos. En sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep. En hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap, sê vir die genooides, kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag, en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hulle daaraan nie gesteer nie, en weggegaan, een na sy 'n stuk land, en 'n ander na sy handelssaak. En die ooriges het sy diensknegte gegryp, en hulle mishandel, en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte, die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies. En die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie 'n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed aan? En hy kon geen antwoord sê nie, of hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars, bind sy hande en sy voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal 'n geween wees en 'n geknars van die tande. Mag die Here dit in ons harte vandag op 'n persoonlike wyse seën. Ons boodskap vanoggend is getiteld kwalifikasie vir verlossing. Ons soek mos altyd daai kwalifikasie. Wat moet ek doen om te kwalifiseer vir die hemel? En vanoggend kyk ons bietjie daarna. Nou, soos wat duisende onwettige immigrante deesdae oor landsgrense stroom, lees ek 'n baie interessante geval waar die Amerikaanse grenspolisie van die San Ysidro grenspos in Kalifornië, wat op 'n tydstip as een van die mees besigste grensposte beskou was, foto's vrygestel het van 'n Meksikaanse man, wat op 'n baie slim, maar ook 'n snaakse manier die land onwettig probeer inkom het. Nou die grenspolisie was al gewoond daaraan om mense en dwelms op baie ongewone plekke en maniere te ontdek. Maar hierdie was hy eerste. Enrique
Anquelar Cancola, soos hy later geïdentifiseer was, het in 'n poging om ongemerk die land se grens in te kom, homself letterlik in 'n motorsitplek toegewerk. Alles in die voertuig was te mekaar met goed wat oral rondgelê het, natuurlik om die polisie se aandag so 'n bietjie af te trek. En met die eerste oogopslag het dit net na 'n leë, bonkerige sitplek, karsitplek gelyk. Maar met nadere ondersoek het die polisie 'n man binne-in ontdek. Sy arms mooi in die armlenings versteek en slegs die onderkant sy knie en skoene wat onderuit gesteek het, natuurlik mooi gekamoufleer, sodat dit nie maklik sigbaar was nie. Nou, hierdie het hom al nou bietjie uitgeskeer, hoor, so jy kan nou dink hy was nou bietjie mooier versteek gewees in hierdie sitplek gewees. Nou, hy het nou wel 'n pleintjie vir sy oorspronklikheid gekry. Maar dit het hom nie veel gehelp nie, want hy's net daar gearresteer en later is hy teruggedeporteer na Mexico toe. En dit het my laat besef, wat sal mense nie alles probeer doen om oor 'n land se grense te kom nie? Wat doen mense nie alles om oor 'n land se grense te kom nie? En ek vra myself, hoekom doen hulle dit? Hoekom probeer hulle dit? Wel, hulle is bang, hulle kwalifiseer nie. Hulle is bang dat as hulle die regte pad volg, gaan dit nie werk nie. En dan, in steede daarvan om deur die regte kanale te gaan en die nodige kwalifikasies te kry, probeer hulle nou dadelik skielik kort pad vat, oftewel hulle eie pad te vat. Vat 'n kans, want dalk kan ek dit reg kry om op my eie oor die grens te kom. Nou, mense het al baie kreatiewe en selfs uiters desperate dinge gedoen om oor 'n land se grens te kom. Maar weet u, wanneer dit kom om deur die grense te breek tot die hemel, om in die hemel te kan kom, het baie Christene, tragies ook, probeer kortpad vat. Hulle eie pad probeer volg en 'n kans gevat as 'n manier om in die hemel te kan kom. Jy sien, die probleem kom baie keer dat wanneer ons na onsself kyk, raak ons bang. Hoekom? Want ek kwalifiseer nie. Ek bedoel, kyk na my vuil lewe. En dan begin ons, baie keer besef ons dit nie eens nie, maar dan begin ons eie dinge doen om te kan kwalifiseer. Ons buig selfs die reëls, begin opcover in 'n poging om onsself goed en reg te maak. Al moet ek myself in 'n kerkbank vas toewerk en hier mooi sit, jy weet. Want dalk as alles goed gaan, kan ek dalk net deurglip en in die hemel toegelaat te word. Jy weet, in ons eie selfregverdiging kan ons maklik ons eie gebreke, ons swakhede en ons sondes toemaak sodat ons goed kan lyk. Of dalk nog erger, dat ons nie net ander mense kan flous nie, maar dat ons dalk nog ons self kan flous en dink ons is geskik vir die hemel. En dit het my die vraag laat vra, wat laat jou kwalifiseer vir verlossing? Wat laat jou kwalifiseer vir verlossing? Wat is die minimum vereistes, as daar ooit werklik so iets is, waaraan ek moet voldoen om te kan kwalifiseer vir die hemel? Nou, ons dink baie keer dat ons voldoen aan die vereistes, want ek bedoel, ek hou die Sabbat, ek kom kerk toe as dit warm is, ek lees my Bybel, ek bid, en ek lei oor die algemeen 'n goeie lewe. So, ek het daarom 'n goeie kans, of althans 'n beter kans as jy,
om in die hemel te kom. Maar in werklikheid is my hart so toegestik in my eie selfregverdiging, terwyl ek eintlik maar op myself vertrou en op my eie probeer om oor die hemelse grense te kan kom. En daarom is die groot boodskap van die Bybel, dat niemand van ons nie, ek bedoel, niemand van ons, nie eers die bestes van ons nie, nie eers die heel bestes van ons, kwalifiseer vir die hemel nie. Want nie een van ons is dit waardig nie. Nie een van ons, die beste van ons, nie een van ons is dit waardig nie. En hoe meer ons dit besef, hoe groter is jou kans om gered te word. Het jy dit? Hoe meer jy dit besef, hoe groter is jou kanse om gered te word. Jy sien, die groot kenmerk van genade is juis dat ons ontvang waarvoor ons nie kwalifiseer nie. Ons kry wat ons geensins verdien nie. En om hierdie punt te illustreer, vertel Jesus ons die gelykenis van die bruilof in Matteus 22. Nou die gelykenis begin waar die koning sy diensknegte uitstuur om die genooides na die bruilof te roep. Nou duidelik verstaan ons, daar was 'n vorige uitnodiging. So nou stuur die koning sy diensknegte van deur tot deur om hierdie genooides te roep. Nou ons weet, die koning is natuurlik wie? God die Vader. Sy seun is duidelik Jesus Christus. Maar wie is hierdie spesiaal genooides wat alreeds ingestem het om te kom? Wel, dis baie maklik. Dit is die kinders van Israel, omdat hulle tog die oorspronklike uitverkore volk van God was. Nou, reg deur die Ou Testament het God hulle genooi om in 'n baie spesiale verhouding met hom te wees. En Israel het as volk hierdie uitnodiging natuurlik in 'n generiese sin aanvaar. Nadat God hulle die 10 gebooie gegee het, in Eksodus 24 vers 7 verklaar Israel, alles wat die Here gespreek het, sal ons doen en na luister. Nou, veral die priesters en die fariseërs in Jesus se tyd, het hulle self as volwaardige genooides na die bruilof beskou. Ek bedoel, hulle was die saad van Abraham. En daarom is hierdie nota aan die einde van vers 3 baie skokkend as dit sê, maar hulle wou nie kom nie. Toe dit neerkom dat hulle die seun van God, die Messias, die bruidegom moes eer, het hulle nee gesê. Ons kan dit nie maak nie, en elkeen het natuurlik sy verskoning aangebied. Maar die koning is uiters genadig, liefdevol en so goed, dat hy nie eens moet opgee nie. Inteendeel, hy stuur weer sy limousines uit met nog groter en beter ambassadeurs, met wat van die genooides pleit. Asseblief, kom, die koning het soveel moeite gedoen. En buitendien, dit is vir sy seun. Julle wil tog nie sy seun se bruilof mis nie? Julle het gesê julle sal kom, en alles is nou gereed. Ek wil, die tafels is gedek, die beeste en die vetgemaakte vee is geslag. Dis tyd om te kom. Maar alhoewel
die volk onder God se beskerming gelewe het en die koning se gesag oor hulle aanvaar het en natuurlik lojaliteit aan hom beloof het, toe dit kom om hom en sy seun te eer, het hulle nee gesê. Inteendeel, vers 6 sê dat sommige het selfs sy diensknegte geslaan en doodgemaak, wat natuurlik die koning se wraak opgewek het, en so het hy daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Maar dan neem hierdie gelykenis 'n wonderlike nuwe wending. As die koning sê, alles is gereed vir die grootste geleentheid van hierdie wêreld, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie, beveel hy sy diensknegte, en nooi almal wat julle mag vind na die bruilof. Almal. Die koninklike drukpers skop in aksie en persoonlike koninklike uitnodigings word gedruk vir almal op die dorp. Jy kry een, ek kry een, selfs ons bure kry elkeen een, die posman wat die uitnodigings gaan aflewer, kry ook een. Gaan nooi enige een wat julle kry, sê die koning. Gaan op die straathoeke en nooi hulle. Klop aan elke deur en nooi hulle. Ek gee nie om wie nie. My seun gaan trou en ek wil 'n vol saal hê. As u ooit in die versoeking was om te dink dat God net goeie mense nooi en wil red vir sy koninkryk, dan hoop ek, daai gedagte stop net hier. Wie is toevallig die mense op die kruispaaie? Wie is die mense op die kruispaaie? Is dit nie baie keer juis hulle wat ons ten alle koste wil vermy en nie eens saam gesien wil word nie? Lukas 14 vers 21 sê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes, die verminktes, die krepeles en die blindes hierin. Jesus se lewe het vir ons gewys dat hy gekom het om die armes van gees te nooi. Die wat deur sonde vermink en verpletter is, die geestelike krepeles, wat nie eers die Christelike pad kan loop nie, en diegene wat so geestelik blind is, dat hulle nie eers Jesus se liefde vir hulle kan raak sien nie, of eers werklik kan verstaan nie. Tony Campolo vertel die verhaal waar hy in Hawaii as gevolg van jetlag die nag nie kon slaap nie. Hy het oorgevlieg van Amerika om reeksdienste daar aan te bied en dinge het hom net beïnvloed en hy kry nie geslaap nie. En so besluit hy om 3:30 die môre bietjie rond te gaan loop en net ietsie te gaan eet. En so kom hy in 'n, ek dink in Amerika noem hulle dit 'n diner, hierdie plekkies wat 24 uur oop is. En hy gaan sit so in 'n hokkie daar by homself en bestel iets om te eet, maar wat hy nie besef het nie en vinnig agtergekom het, dat die hokkie net langsom, so 'n bietjie afskorting, maar die hokkie net langsom, was daar 'n klompie prostituie, wat na die nagse bedrywighede altyd daar saam by mekaar gekom het voor hulle huis toe gegaan het. Nou, hulle was duidelik deel van die harde en die wrede kant van die lewe. En soos wat hulle gesels het en hy hoor hulle gesels, sê die een vrou skielik, "Haai, weet julle, môre is my verjaarsdag." Haai, regtig, shame aan, spot hulle haar so bietjie, en hoe oud is jy môre?
39 sê sy. En weet julle, ek het nog my hele lewe lank nooit 'n verjaarsdagpartytjie gehad nie. En haar woorde slaan diep in Tony Campolo se hart in. Later toe die dames weg was, gaan hy toe na die bestuurder van die eetplekkie en hy reël vir 'n spesiale verjaarsdagpartytjie vir hierdie eensame straatvrou. Die volgende dag, of die oggend vroeg, weet 3:30 in die môre, toe die dames bymekaar kom, verras hy toe hierdie verjaarsdaggirl met 'n groot en spesiale verjaarsdagpartytjie. Koek, ballonne, blomme, persente, alles. Wow! Hierdie dames was almal skoon uit die veld geslaan. Sprakeloos. Hoe werk dit? En Tony Campolo vertel hy het selfs die geleentheid gehad om saam met elkeen van hulle te bid. En veral met hierdie nou 39-jarige prostituut. Wie weet, dalk kon die Heilige Gees in hulle harte die uitnodiging rig van 'n ander partytjie. 'n Spesiale groot bruilof van die Seun van God. Maar later, na alles verby was, die koek opgeëet was, die dames almal huis toe was en hulle besig was om skoon te maak, het die eienaar van die eetplek, totaal oorweldig oor wat nou net gebeur het, vir Tony gevra, man, aan watter kerk behoort jy? Watter kerk behoort jy nou eintlik? En Tony Campolo het na hom gekyk en saggies gesê, aan 'n kerk wat spesiale verjaarsdagpartytjies gee vir hoere 3:30 in die môres. En skielik vat dit my eie hart vas, terwyl ek vir myself sê, ek wens, ek was deel van so 'n kerk. Ek wens, ek was so 'n kerk. En is dit nie hoe ons God in werklikheid is nie? Hy maak nie onderskeid nie. Maar hy nooi almal na die groot bruilof van die lam. Die goeies, maar ook die slegtes, leer hierdie gelykenis ons. En nou kom die groot vraag, waarmee baie van ons wat dink, ons is die sogenaamde goeies, mee worstel. Hoe kan God die slegtes nooi? Hoe kan God die slegtes nooi? Ek bedoel, sê 1 Korintiërs 6 vers 10, dan nie vir ons, dat geen hoereerder, of afgode dienaar, of egbrekers, of diewe, of gierigaards, of drinkaards, of kwaadsprekers, of rowers in die koninkryk van God sal kom nie. Dit sê dit tog duidelik. Die goeies maak vir ons sin. Maar die slegtes? En daarom wil ek weer terugkom na ons vraag aan die begin. Wat laat jou kwalifiseer vir verlossing? Wat laat jou kwalifiseer vir verlossing? Wat het jy en ek en die man daar op die kruispaaie nodig om toegelaat te word tot die groot bruilof van die lam? Wel, wat leer die Bybel ons is die standaard wat ons moet bereik. Nou, reg deur die Ou Testament en die Nuwe Testament leer die Bybel ons dat God is heilig, God is regverdig, God is
sondeloos. En dis ook wat die 10 gebooie, God se standaard van ons verwag. Maar voor jy moedeloos word, hier is ook die goeie nuus. Die groot boodskap wat hierdie gelykenis ons leer en Jesus nie wil hê dat u moet mis nie, is God gee aan totaal onverdiende sondaars 'n totaal onverdiende uitnodiging. En dan, bo alles, gee hy aan ons die geregtigheid wat die uitnodiging vereis. Wow. Hy gee ook aan ons die geregtigheid wat die uitnodiging vereis. Jy sien, saam met die uitnodiging kom 'n volmaakte, skoon, kosbare tuxedo of aandrok vir jou en my om aan te trek. Nou, Bybelkommentare is dit eens dat in antieke tye, en selfs nog vandag in sommige oosterse gebruike, was dit die gebruik vir weelderige en adelike troues, om saam met die uitnodiging ook 'n bruilofskleed saam te stuur. Jy het die klere gekry wat jy moes aantrek as 'n geskenk, wat jou natuurlik geskik sou maak om te kon deel in die feesvieringe. Jy het daai klere as 'n geskenk gekry. Nou, wat simboliseer hierdie bruilofskleed? Wat simboliseer dit? Dit is natuurlik Jesus se volmaakte geregtigheid. Sy perfekte, sondelose lewe wat hy ons aanbied as 'n geskenk. En as ons dit deur geloof aanvaar en aantrek, maak dit ons geskik vir die groot bruilof van die lam. So baie belangrik, dit is nie ons eie geregtigheid nie, ons eie goedheid wat ons red nie, maar slegs die geregtigheid van Jesus Christus. Slegs sy geregtigheid. So hier het ons in werklikheid 2 ongelooflike uitnodigings. Eerstens kry ons elkeen 'n persoonlike uitnodiging wat ten volle en absoluut verniet is, sonder enige prysetiket daarop, behalwe wat alreeds betaal is op die kruis van Golgotha. En tweedens, omdat die hemel slegs 'n plek is waar ten volle geregverdige mense kan woon, het die groot koning die noodsaaklike tweede stap, die groot tweede stap ook gedoen deur vir ons elkeen 'n volmaakte kleed van geregtigheid te voorsien. 'n gratis tuxedo vir elke man en vrou wat graag wil deel word van Jesus se groot huwelikseremonie. Maar nou vir iets waarmee baie Christene sukkel. Hoe werk hierdie kleed van Jesus se geregtigheid? Hoe werk hierdie kleed? Gaan die hemel eendag vol sondige en bose mense wees wat bloot toegevou word en gedek word deur iemand anders se $1 miljoen kleed? Is dit hoe dit werk? Deur iemand anders se $1 miljoen kleed gedek word? Is hierdie kleed iets wat ons swakhede en ons sondes dek, sodat ons goed en reg kan lyk aan die buitekant? Of maak dit ons werklik goed en reg hier aan die binnekant? Maak dit jou goed en reg hier aan die binnekant ook? Nou, ek lees een keer van 'n sekere tronk in Amerika, waar sekere langtermyn gevangenes
wat op die punt gestaan het om weer in die samelewing vrygelaat te word, eers 'n oriënteringsprogram moes gevolg het. Nou meeste van hierdie manne was al oor die 20 tot 30 jaar lank in die tronk gewees. En die owerhede was bang dat as hulle nou sou vrylaat nadat hulle vonnis uitgedien het, sou vrylaat in 'n normale samelewing, dat hulle nie sou kon funksioneer nie. Want ek bedoel, meeste van hulle was al amper oor die 20, maar amper 30 jaar lank in die tronk gewees. So hulle moes nou hierdie oriënteringsprogram gevolg het. Nou deel van hierdie program se vereiste was dat hulle die gevangenes vir 'n dag na 'n winkelsentrum, een van hierdie moderne winkelsentrums sou neem, sodat hulle die nuwe lewe natuurlik onder beheerde omstandighede kon ervaar het. Want baie van die gevangenes het nie eens meer geweet wat is 'n winkelsentrum nie. Maar skielik het hulle 'n probleem. Wat jy sien, as hulle die gevangenes in hulle prominente oranje oorpakke sal uitvat na hierdie winkelsentrum, wat dink jy sou gebeur het? Die mense wat daar loop, as hulle skielik hierdie klomp gevangenes sien hier tussen hulle, sou natuurlik totale pandemonie veroorsaak het. Maar, sien nou net, hulle trek vir hierdie gevangenes gewone klere aan. Net gewone klere, hulle soos al die ander sou lyk. Dan kon hulle maklik beheer verloor het. Want ek bedoel, dan kon hierdie gevangenes net so lank tussen die mense net weggeraak het, net weggestap het. Hulle sou nie kon beheer nie. Nou, hoe gaan hulle hierdie program kan volg? En iemand kom toe met 'n briljante voorstel. Hy sê vir hulle, kom ons trek vir hulle polisie-uniforms aan. Kom ons trek vir hulle polisie-uniforms aan. Dan sal die publiek hulle onmiddellik aanvaar. Hulle sal nie bedreig word deur hierdie klomp polisiemanne hier tussen ons nie. En tweedens, dan kan ons hulle maklik beheer, want ons weet wie hulle is. Al die polisiemanne nou, ons weet wie hulle. Wow, en hulle doen dit toe. Maar skielik gebeur daar iets wonderbaarliks. Met hierdie gevangenes, toe hulle hierdie polisieklere aangetrek het, wat die owerhede totaal verbaas het. Skielik is hulle ander mense. Goeie mense. Dis of die klere hulle verander het en die beste in hulle uitgebring het. Sommige van hierdie gevangenes het dadelik verantwoordelik opgetree en hulle het selfs mense begin help, soos goeie getroue polisiemanne. Dit is of die klere hulle harte aangeraak het en hulle lewens verander het. Wow. So is hierdie kleed van Jesus iets wat ons sondigheid en ons boosheid dek? Of is dit 'n kleed wat ons in werklikheid van binne goed maak? En die antwoord is ja. Ja, in beide gevalle. Ja, Jesus se kleed van geregtigheid is 'n volmaakte skoon kleed wat ons vuil en bose sondige lewens dek. Dit kwalifiseer ons vir die hemel as gevolg van die bloed van die kruis. Ons noem dit regverdigmaking. En ja, Jesus se kleed van geregtigheid is ook 'n wonderwerkende geskenk wat diep in ons lewens inkom en ons harte aanraak en verander. Net soos wat die polisieklere hierdie gevangenes verander het. Ons noem dit heiligmaking. Of om soos Jesus te word. So hierdie geskenk van Jesus se kleed van geregtigheid dek ons nie net nie, maar meer belangrik, dit verander ons ook van binne, soos wat ons reageer en God toelaat. Filippense 2 vers 13 stel hierdie werking baie duidelik as dit sê, want dit is God
wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehaag. Het jy dit gesien? Wie doen die werk hierso? Dit is God wat in julle werk. Jy sien, die punt is, dit is nie soseer wat ons doen nie, maar wat God in ons doen, as ons hierdie kleed van sy geregtigheid in ons lewens deur die geloof aanvaar. Jesegiel 36 vers 26 demonstreer hierdie innerlike werking nog verder as dit sê, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. Wie gaan vir u 'n nuwe hart gee? Jou ma, jou pa, jou predikant? Nee, wie gaan dit doen? Hy sê dit, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, sê God vir ons, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit jou vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen. So duidelik het ons 'n groot verantwoordelikheid in hierdie proses van verlossing. Eerstens moet ons reageer teenoor hierdie groot en wonderlike uitnodiging. Maar dan ook, nog meer belangrik, moet ons deur geloof Jesus se kleed van geregtigheid aanvaar. En deel maak van ons lewens en Jesus toelaat om ons deur sy krag te verander. En dit is baie keer waar baie Christene vaskop. En ek is ook een van hulle. Ek skop ook vas. Hoekom? Want sonder dat ons dit altyd besef, is ons so besig om aan ons eie geregtigheid te werk, onsself goed en reg te probeer maak, dat ons nee sê vir die geskenk en Christus se volmaakte kleed wat hy ons aanbied. Ons sê nee vir hom. Hoekom? Want ek is so gelukkig soos ek is, met my eie kleed. Nou hierdie gelykenis vertel ons ook van 'n man wat die uitnodiging aanvaar het, maar die bruilofskleed verwerp het. Heel tevrede en gelukkig het hy by die bruilof opgedaag met sy eie kleed, met ander woorde sy eie geregtigheid. In sy eie oë het hy al die goeie en regte dinge gedoen en al die verkeerde vermy. Hy het homself as te ware in sy eie geestelike stoel toegewerk hier in die kerk. En hy was oortuig dat hy alles reg gedoen het. Hy kon op sy eie oor die land se grense kom. En hy was bereid om daarop te staan. Maar vers 11 tot 13 vertel ons dat toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, en dit sinspeel duidelik op die oordeel. Dit sinspeel op die oordeel, nie dink daar gaan nie 'n oordeel wees nie. Hy sê hy het ingegaan om na die gaste te kyk. En hy sien iemand wat nie die uiters nodige bruilofskleed aan het nie. En hy's uitgegooi in die buitenste duisternis. 'n Baie sterk waarskuwing vandag vir ons wat gelukkig is met ons eie godsdiens, ons eie manier van redding. En as ek weer kan terugkom na ons vraag, wat laat jou kwalifiseer vir verlossing? Wat laat jou kwalifiseer vir verlossing? Wat het jy en ek en die uiters desperate mense op die kruispaaie nodig om te kwalifiseer vir verlossing en in die hemel verwelkom te word? Wat het ons nodig? Wel, eerstens, daar's nie 'n manier hoe enigeen van ons dit waardig is of verdien nie. En daarom het ons ten minste 'n uitnodiging nodig. 'n Uitnodiging nodig, wat ek bedoel, ek kan nie net opdaag nie.
En Jesus rig aan ons elkeen 'n ope en 'n persoonlike uitnodiging as hy sê, kom, kom, kom. Hy het die groot prys betaal en daarom kan hy ons nooi. En tweedens het ons 'n perfekte, sondelose lewe nodig. Want geen sonde kan in die hemel en in God se teenwoordigheid bestaan nie. En daarom kom Jesus en saam met die uitnodiging bied hy aan ons elkeen sy volmaakte kleed van geregtigheid as 'n geskenk. En as ons dit deur die geloof aanvaar in ons lewens, dan dek Jesus se geregtigheid nie net ons vuil lewens nie, maar meer nog, dit verander ons werklik aan die binnekant en maak ons soos Jesus. Maak ons soos Jesus. Met die gevolg, as God inkom om die bruilofgaste te oordeel en sy oë val op jou. En sy oë val op jou. Wat sien hy? Wat sien hy? Hy sien die kleed van Jesus se volmaakte geregtigheid wat jou sondes dek. Hy sien Jesus se hart, Jesus se heiligheid, Jesus se gehoorsaamheid. En God sê vir jou, welkom by die groot bruilofsfees van my seun. Om die waarheid te sê, jy lyk nogal baie soos hy. Ek is so bly jy's hier. Amen. 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 Onse Here Jesus. Ons staan hier voor U net soos ons is. En ja, Here, as ons na onsself kyk, het ons ook maar in 'n ou kerkbank toegewerk. In ons eie pogings om onsself goed en reg te maak, om in U koninkryk te kan kom. Ons het elkeen maar die ou goeie probeer doen, maar die probleem is dat ons daarop begin staan het, as die bewys dat ons in die koninkryk moet kom. Wat ek doen mos dit en dit. Maar Here, U woord leer vir ons, dat nie een van ons, nie eens die heel beste van ons, verdien of werklik waardig is om in U koninkryk te kom nie. En daarom het U na hierdie aarde toe gekom, vir ons gesterf op die kruis van Golgotha, ons sondige prys kom betaal, en vir ons elkeen U kleed van geregtigheid kom aanbied as 'n ope uitnodiging. U het ons kom nooi, maar ook U het ons kom geskik maak vir U koninkryk. En daarom het ons nodig om elke dag werklik te kies, om U uitnodiging te aanvaar en te kom en toe te laat, dat U kleed van geregtigheid nie net om ons lewens nie, maar ook diep in ons harte te kom lê en ons skoon te was en ons goed, regverdig en heilig te maak vir die hemel. Ons is dit nie werd nie, Here, maar ons sê dankie. Dankie daarvoor. Dankie, Jesus. Baie dankie. Amen.